Ek groet u in die wonderlike naam van ons Koning Jesus Christus, ons verlosser, ons zaligmaker op hierdie Dinsdag, die 3 Februarie 2026. Ek is Jacques Pieters, hierdie is Brood vir die Siel, 0720202615. In Lukas 21, ook in Matteus 24 en Markus 13, lees ons van die dag van die Here, of die begin van smarte, die groot verdrukking, die koms van die seun van die mens. En natuurlik in Lukas 21 vers 34 tot 36, so aan die einde van hierdie waarskuwing wat deur Jesus gegee word, wat gaan gebeur in die laaste dae. Die tekens van tye, natuurlik in die Engelse weergawe begin dit in, soos Markus 13 vers 8 sê, geboortepyne, waar ons lees the beginning of sorrows in sommige Engelse vertalings, of in die Afrikaanse vertalings die begin van smarte of tyd van smarte. En natuurlik, ons weet natuurlik dat geboortepyne is 'n pyn wat stelselmatig begin, die vrouensgeboorte weet, en dit vermeerder, die kontraksies begin en dit vermeerder, soos wat die geboorte nader kom. Nou, Jesus waarsku ons in Lukas 21 vers 34, maar pas op vir julle self. Hy sê nie pas op vir ander mense nie, hy sê pas op vir julle self, dat julle harte nie miskien beswaar word deur swelgery en dronkenskap en sorge van die lewe nie, en die dag julle nie skielik oorval nie. Wat is 'n dag? Jy sien 1 Tessalonisense 5 vers 3 sê, want wanneer hulle sê vrede en veiligheid, dan oorval 'n skielike verderf hulle soos die barensnood 'n swanger vrou, en hulle sal sekerlik nie ontvlug nie. Hierdie is 'n baie goeie leidraad wat ons ontvang, dat die begin van smarte begin eintlik met woorde wat sê vrede en veiligheid. Vrede en veiligheid, of tydens die tyd van smarte sal hierdie gebeurtenis plaasvind van vrede en veiligheid. Maar dan skielik, die mense word in daardie tyd bedryf, of hulle harte word beswaar deur swelgery en dronkenskap en sorge van die lewe. En dit gebeur so, want die mense raak bekommerd om aan die lewe te bly. Hulle sien dit raak moeiliker, hulle sien al die dinge wat ons beleef in vandag se tyd. Vers 35, want soos 'n struik sal hy kom oor almal wat op die hele aarde woon. Luister baie mooi. Soos 'n struik sal hy kom oor almal wat op die hele aarde woon. Met ander woorde, die mense gaan dit nie verwag nie. Dit kom net skielik. Maar luister, wat is die leidraad? Wanneer hulle praat van vrede en veiligheid, dan kom dit. Dan oorval 'n skielike verderf hulle, soos die barensnood 'n swanger vrou. 'n Vrou wat swanger is, weet die tyd is naby. Sy weet die tydperk is nou in volle swaai. Partymal begin daai geboortepyne soms so 'n paar dae voor die tyd. Partymal begin dit so bietjie laat. Maar dit gebeur skielik, meeste van die tyd wanneer hulle dit nie verwag nie. Luister mooi wat ek sê. Wanneer hulle dit nie verwag nie. Sien hierso, gee Jesus vir ons 'n duidelike waarskuwing dat die mense gaan deurmekaar word en hulle harte gaan beswaar word. En hulle gaan voel die Here talm mos nou om te kom. So, dan kom swelgery, dronkenskap en sorge van die lewe. En wat sien ons in vandag se tyd? Ons moet oplettend wees. Vers 36, waak dan en bid altyd deur. So vir my en jou, om oplettend te bly en te wees in die dae,
wanneer hierdie dinge kom, of dit nou hier is of nie, of jy dit glo of nie. Die woord gee vir ons 'n waarskuwing dat ons moet waak en bid altyd deur, sodat jy waardig geag mag word om al hierdie dinge wat kom te ontvlug en voor die seun van die mens te staan. So wat gaan gebeur? Hierdie mense wat se harte beswaar word, wat die sorge van die lewe en dronkenskap en swelgery aanneem in plaas van Jesus Christus, in plaas daarvan om waaksaam te bly, hulle gaan hierdie dinge nie ontvlug nie. Wat se dinge? Hierdie dinge wat Jesus ons waarsku in Matteus 24 vers 1 tot 14, Lukas 21 vers 5 tot 19, Markus 13 vers 1 tot 13. Kom ons wees waaksaam. Kom ons wees bidend. En natuurlik, ons moet bid vir mekaar as gelowiges. Onthou, Johannes 15, 16 en 17 praat Jesus so diep van die eenheid. Nou ek en jy moet begin om 'n eenheid te vorm in Christus. Hierdie verdeeldheid wat onder ons is, waar die een probeer om reg te wees bo die ander ene. Laat dit gaan. Luister na die Heilige Gees. Luister na die woord van God. Lees jou Bybel. Moenie toelaat dat die wêreld jou mislei nie. En onthou, Jesus het gewaarsku in Matteus 24 vers 4, pas op dat niemand julle mislei nie. So ook in Lukas 21 vers 8 en hy antwoord, pas op dat julle nie mislei word nie. Want baie mense gaan kom en probeer om jou te mislei. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, dankie Here Jesus vir 'n nuwe dag, 'n nuwe maand, 'n nuwe week. Vader, wat alreeds gister begin het, Here. Maar vandag kom ek en ek sê, Here Jesus, vanmôre toe ek my oë oopmaak, kon ek U stem hoor in die natuur, Here. So die voeltjies bly sing omdat hulle bly is, omdat 'n nuwe dag gebreek het. En hulle weet dat hierdie dag nuwe uitdagings bring, maar ook nuwe heerlikheid, want ons weet, ons is kinders van die Allerhoogste God. Vader, hou U hand oor ons elkeen. Behoed en bewaar ons teen die bose in hierdie dae, en dankie vir ons daaglikse brood. Dankie, Here, dat U sorg vir U kinders. Dankie, Here Jesus, dat U woord sê dat U hand oor ons sal bly, ons wat waaksaam sal wees. Ons wat nie beswaar word deur die dinge van die lewe nie. Want ons weet ons hoop is in U, en ons dankie daarvoor in Jesus naam. Amen. Onthou, lees jou Bybel, want die wêreld gaan jou mislei. Moenie mislei word nie. Groete.